vir my, hier's 'n baie interessante vraag vandag. Môre julle, het julle iets vir 'n onderaktiewe skildklier behalwe jou thyroid castor oil packs? Goed. Dit is 'n baie oulike vraag. Kom ek begin eerstens deur vir julle te sê dat ek is nie 'n mediese dokter nie. Ek is besig met my PhD in alternatiewe medisyne en in my Embark reeks wat gaan oor my essensiële olies wat ek dan nou geskep het vir verskillende dinge wat mens deurgaan in jou lewe, fisies, emosioneel en geestelik. Jy gebruik dan nou hierdie wonderlike Embark elixir op jou liggaam. Is veilig vir almal in die gesin om te gebruik. Ek het hom gekonkokteer met verskillende tegnologie en olies. En jy gaan dan op hierdie denkbeeldige reis saam met my op jou Telegram, waar ek dan vir jou hope informasie gee oor hoe om hierdie elixir te gebruik, hoe om jou lewenswyse te verander, hoe om jou leefstyl aan te pas, sodat jy gesonder kan wees. So hierdie vraag oor die skildklier, kan ek ongelukkig nie as Dolos dokter van die gemeenskap sê, ja, jy moet nou 'n thyroidpil drink en dan moet jy jou thyroidpil los en dan moet jy nou nie meer jou Thyrox vat nie. Ek kan nie dit doen nie, ek gaan in groot moeilikheid kom. Maar ek kan vir julle vertel van die skildklier, ek kan julle leer waaroor die skildklier gaan. En as julle nou net hier agter my kyk na my poppietjie, dan wil ek vir julle sê, jou skildklier lê hier by jou stemboks, jou thyroid, dit is jou thyroid gland. En wanneer ons praat oor skildklier, want vanoggend het hulle nou vir my gevra, Aldila, maar wat sê Embark sal jy nou aanbeveel vir die skildklier? En ek gaan dan nou vir julle leer in hierdie preekie vir die weekie, van jou skildklier, van jou thyroid en waaroor thyroid health eintlik gaan. Want elke Embark kan toegepas word op verskillende maniere. En hierdie video gaan ook baie na terapeute toe gaan, wat mense masseer, wat met kliënte werk, wat in die hospitaal werk, wat werk met mense met emosie. En onthou, ek as aromaterapeut gaan altyd terug na die root, die back to basic, die wortel van die kwaad. En as ek kyk na my skildklier, as ek kyk na my thyroid health, is die eerste ding wat ek vir jou gaan sê, dat jou skildklier is geleë in jou keelarea. En jou keelarea is waar jou stem uitkom, dit is jou stemboks. So wanneer iemand voor my sit en hulle sê vir my, ek het 'n ooraktiewe skildklier, ek het 'n onderaktiewe skildklier of my skildklier werk nie reg nie, is daar mos nou bloedtoetse wat die dokter vir jou laat doen het, en daai bloedtoetse het mos nou sekere resultate. Punt nommer 1. Punt nommer 2 is, hulle kan 'n sonar of een of ander ekstraal of jou deur 'n tonnel sit en hulle kan sien, het jy vergroeisels op jou skildklier, het jy 'n goiter, is daar iets fout met jou? En dan kan die dokter jou natuurlik nou met auto-immuun siektes diagnoseer, wat hulle nou noem Hashimoto's en allerlei tipe goed. En ek wil vir julle sê, in ons praktyk waar ons nou ons dripsentrum het en ons welstandterapies en al hierdie traumabehandelings en goed wat ons doen, is die eerste ding wat ek vra vir 'n pasiënt wat oorkant my sit en sê, vertel my van my skildklier, is, watse trauma het in jou lewe gebeur? So baie keer, wanneer iemand oorkant my sit met 'n skildklierprobleem, het daai persoon 'n baie groot skok iewers in hulle lewe gehad. En my data en my geskiedenis as welstandterapeut die laaste 5 jaar, is dat baie keer grief, wat is grief in Afrikaans, Stembie, help my, rou, baie keer dan lok rou hier in die skildklier. En aan die minuut as ek vir daai persoon sal sê, vertel my van die rouproses, of vertel my van dit wat jy verloor het, of vertel my van die verlies in jou lewe, dan kom daar ongelooflike stories uit. So ek kan nie net vir julle sê, Embark nommer 5 is die regte een vir jou skildklier nie, want as iemand oorkant my sit en hulle sê vir my, ek het my mammie verloor aan die dood, dan en my skildklier het van daar af vir my probleme gegee, dan kan ek mos nou 1 en 1 by mekaar sit, en dan gaan ek hierdie persoon op Embark nommer 18 sit,
die grace journey, die grief journey. En dan gaan hierdie persoon elke dag vir 30 dae hierdie medisyntjie, soos ek het nou noem, hierdie elixir, aan haar, sy hom skildklier sit, aansmeer, terwyl hierdie persoon dan nou op die grace journey of op die grace trein gaan en dan gaan leer van wat het met my gebeur. Hoe verwerk ek hierdie verlies? Hoe verwerk ek hierdie rou? Hoe verwerk ek hierdie grief? Wat doen ek met dit? So, jou skildklier is 'n baie moeilike ding om aan te spreek. En ja, ek het al pasiënte gehad wat by die praktyk instap en dan sê hulle vir my, die dokter het hulle gediagnoseer met Hashimoto's en die dokter sê vir hulle weet nie meer wat om te doen nie. En dan sê ons vir die pasiënt, dis reg, ons gaan jou ozone drip, ons gaan hierdie spesifieke holistiese homopatiese ampulles insit, al die lag gaan werk aan jou skildklier saam met jou. En ek het 'n kliënt gehad wat haarself gesond geëet het. Sy het elke week vir 'n jaar, het sy 'n ozone drip gekry, sy het elke dag haar eie bone broth gedrink, sy het haar eetgewoontes totaal en al verander, en sy het gedeel met die emosie wat gelak het in haar skildklier, en sy het van haar skildkliermedikasie afgekom, sy het nie meer Hashimoto's gehad nie. So vir my gaan hierdie video spesifiek vir die terapeute wat vir my gevra het, wat doen ek as iemand 'n skildklier het? Dis die eerste ding wat ons gaan moet uitvind is, wat se trauma het hier gelok? Wanneer het hulle begin sukkel met die skildklier? Hier is vrae om te vra. Gaan dit oor rou? Het dit gebeur met die geboorte van 'n kind? Het dit in swangerskap gebeur? Het ek dalk geskrik? Het ek 'n ongeluk gehad? Het ek dalk hier seer gekry? En dan emosioneel, het iemand my mond fisies toegedruk en my aangeval? Is daar van kleins af vir my gesê, bly stil, kinders word gesien en nie gehoor nie? Maak my lewensmaat my die heeltyd stil? Is ek bang om te sê hoe ek voel? Is dit vir my moeilik om 'n gesprek met iemand te hê en my boundaries uit te sit? Want elke liewe faset wat ek nou net vir julle opgenoem het, is 'n embark. Is 'n embark journey wat ons moet deurgaan. So wanneer ons gaan na skildkliergesondheid, ja, kasterolie fantasties. Ja, kasteroliepak fantasties. Ja, drink jou black cumin seed oil. Glad nie 'n slegte idee nie, doen dit. Maar ons moet by die wortel van die kwaad uitkom en ons moet gaan kyk, wat het in daai skildklier gelok? Wat se trauma het in daai skildklier gelok? Want as dit nie trauma is nie, is dit geneties. En as dit nie geneties is nie, is dit leefstyl. En daai 3 goed is eintlik maar die groot 3 redes hoekom ons siek is en hoekom ons siek raak. So, Lorraine, ek hoop hierdie maak vir julle sin. Ek gaan vir julle 'n video ook doen waar ek hierdeur gaan praat en elke liewe embark met julle gaan deel. Maar daai thyroid, hy's baie diep. Hy's baie diep. En die enigste manier om daai thyroid te reguleer is elke dag kasteroliepak. Elke dag vir ten minste 3 maande kasteroliepak te doen. En om dan te gaan bepaal, okay, wat se embark is hier van toepassing op daai skildklier? Wanneer ek weet wat is die trauma, of wat is die genetika, of wat is die leefstyl, dan kan ek eers gaan besluit, wat se embark is die regte embark. En hierdie praatjie wat ek nou vir julle doen, of lesing of les, is van toepassing op elke liewe embark. Want ek gaan nie noodwendig nommer 5 en live en burn-out vir almal gee met burn-out nie. Ek gaan moet luister na my kliënt, ek gaan moet luister na my pasiënt. Ek gaan moet verstaan waar daai persoon vandaan kom. En wanneer daai persoon met my praat en ek werk op daai persoon se liggaam, dan gaan ek eers weet wat se embark die regte embark op daai stadium vir daai liggaam is, sodat daai liggaam kan werk deur dit.